Nou ja, vandag is dit angel tyd. Soos 'n paar vriende hierso, wat honger manne het. En hier het ek 2 angels gekry. Hulle is miskien nog nie heeltemal so ontvries soos wat hulle moes wees nie. Maar dit is lekker en ek gaan hulle sommer nou skoon maak hierso. Partykeer lekkerder om hulle skoon te maak as hulle nog nie heeltemal ontvries is nie. Ek het 'n paar messe hierso. 'n Lang mes, 'n lekker breë lem. Dan het ek 'n uiters gevaarlike mesie hierdie meneertjie. Hy het al my vingers lelik seer gemaak. En dan 'n lang mesie en amper 'n groente mesie, maar die meneertjie, hy werk nogals goed om daar onder in te kom. So, dit is nogals 'n lekker pryd wat ek gewoonlik het om self die vis skoon te maak. Hierdie angels, lekker groot. En is nou lyk my in seisoen as ek hulle so kyk. Ek het nou eendag lekker is gekon kry. En sommer 'n hele klompie vir my aangeskaf, so en heel moontlik seker een van die mees underrated visse wat jy kry, in my opinie, om lekker kos mee te maak. Okay, hier gaan die eerste een. Ek is nie 'n ekspert op visse skoonmaak nie. As kind het ek damvisse gevang daar in die Vrystaat. So, dit was maar 'n nou bly ek by die see en nou moet ek begin visse skoonmaak en kan dit seker laat doen, maar die pret is om iets self moes te doen. En om te leer om dinge self te doen. Weet nie van jou nie, maar dit is my filosofie in die lewe. As jy nie weet hoe om iets te doen, dan leer jy. En kom ons kyk of ek hierdie ouetjie nou so gevlek kan kry. Is gewoonlik die beter manier om te vlek as om te probeer om hom van die pens af te vlek baie keer. Die kapenaars en die visvangers en die manne gaan heel moontlik nou vir my lekker staan en lag hierso. En kyk nou hierdie ouetjie probeer om nou hier 'n ding te doen. Ek steel maar so met die oog by die vis ouens en daar by die kaai en by die fishmongers. Hulle weet gewoonlik hoe om 'n ding sommer net so vinnig tjoef-tjaf te doen. Vir my is dit nie heeltemal so 'n tjoef-tjaf oefeningkie nie. Veral as die vis ook nog nie heeltemal ontvries het nie. Dit is belangrik ook dat 'n mens maar begin om skoon te werk en wat daarmee saamloop om skoon te werk is om 'n koerant hieronder te sit. Julle sou gemerk het dat die koerant wat nou vergeld is uiteraard laas jaar Julie se burger en wat ons kyk na die nommer 1 tot 10 of so iets van rugby manne hierso. Maar dit is nou nie deel van die vis skoonmaak storie nie. So hier kom die vis nou lekker aan. Ek het daarom 2, so gewoonlik met die tweede probeerslag gaan dit beter. Hy is besig om uit te kom. Minstens as ek hom net kan oop kry, dan gaan dit makliker gaan. En kom ons kry hom hier so. Dit begin 'n besigheid lyk. As ek hom hier so net bietjie kan oopkrap. Lekkerte van 'n angel is dat hy 'n baie lekker graadstelsel het. En wat dit baie lekker maak van hom is dat die graad wat as 'n kam kan dien na die tyd. En hier so, dis nie die lekkerte van 'n gefriesde storie. Dan haal jy die ingewande uit terwyl hy nog gevries is. En party mense grill nou vir die storie, maar dit is eintlik baie lekker om met vleis te werk, is seker nou maar preference van sekere mense.
Maar ek moet sê, dit is nogals vir my deel van die pret van kos maak, is om self te werk hieraan. Ons haal maar sommer net daai syfin uit. Op skool het ons nog al hierdie goeders geleer. Nou ja, daar so kom hy ook uit. By die kiewe. En nou kan ek hom amper ooptrek, met hom net hier so 'n bietjie optrek. Op die eind wil ek hulle kop aan braai vanaand op die kole. En dit is gewoonlik koningskos. Ons kan later kyk of ek hierdie koppe moet afhaal, veral as daar nie plek is meer nie. Maar die geheim is dat jy ook die essensie van die vis wil wys. En dit is deel van visbraai vir my. Dus in plaas van om nou vis in 'n boksie te gaan koop, wil ek hom self skoonmaak. Hierdie vis het nog 'n paar weke gelede in die water geswem. Om dit nou so te dink. En dit is wat die lekkerte van hierdie storie maak, om so kos te maak. Te weet, dit is vars. Dit is en jy het 'n aandeel daarin om die kos op die tafel te sit. Dit is net hierdie kiewe probeer uitkry. Die probleem is nou, omdat dit nog bietjie koelerig en gevries is en my hande al klaar vir my vertel, hulle lyk nie so baie van hierdie storie nie. Ek sal nou die vis gaan was en hom net skoon maak, want kyk nou net hoe lyk hy. Ek sny hom sommer hier so uit. Later kan ons miskien 'n biologie les vir die kinders gee. Wat noem ons dit deesdae? Is nie biologie nie. Dit is ons natuurwetenskappe of fisiese wetenskappe of so iets. My kinders het ook die vakke. Ek weet nie altyd wat noem ons dit nie. So ek is maar versigtig om die groot name te sê. Biologie is wat ek geleer het. Ok, so hier is hierdie meneer klaar gevlek. Wel moontlik nie die beste poging nie. Maar vanaand kom hierdie velletjie net so af eintlik. Jy kan hom nou afhaal. Maar is lekker om hom met 'n vel te braai. En jy eet hom letterlik van die vel af. En van later vanaand, hier kan ons sien hoe die graad lyk daar aan die een kant. Party ouens sal hom nou heeltemal wil ontbeen. Ek dink jy verloor baie vleis daardeur. En soos hy nou lyk, vanaand gaan dit koningskos wees as ons hulle later braai. Hier is nommer 2. Hy voel bietjie meer ontvries. Jy kan sien, hy was so bietjie in die oorlog gewees hierdie vis. As ons net hierso kyk, hoe hulle hom bietjie gegaff het toe hulle hom gevang het. Ja, die vis was al gevries, so jy kan sien sy oë so bietjie begin inval. Vir 'n purist wat hou van vars vis, is miskien nou nie vir jou hierdie nie, want dit is nogals hierdie man is hy is daarom nou al 'n bietjie gevries. Hy het al 'n bietjie in die vrieskas gelê.
maar dan skors goed kom 24